Goeiedag julle. Kom ons begin hierdie week se toerusting deur net so 'n bietjie vooraf te kyk waarmee ons hierdie week moet besig wees. Nou as julle kyk in julle katekisasie handleidings, is ons nou hierdie week in les 5 en dit gaan oor Kain en Abel, Lamech en Henog. Dit is die opskrif van daardie van les 5. Nou baie belangrik as ons dan les 5 gaan lees, by Kain en Abel, Lamech en Henog, en dan ook Genesis 4 en 5, dit is die hoofstukke waarin ons lees van Kain en Abel en Lamech en Henog. Baie belangrik van hierdie geskiedenis, of hierdie openbaringsgeskiedenis waar ons nou is dat dit nou die geskiedenis is waar ons nou begin leef na die tuin. Ons kan amper sê na die tuin, die woestyn. Dis waar ons is. Kom ons verfris net gou 'n bietjie ons gedagtes oor hoe ons hier gekom het. En wat ons nou op wil ingaan, nou na die tuin, die woestyn. Onthou nou, ons is verlede week in Genesis 3 by die sondeval geskiedenis, daardie rebellie in die koninkryk van God. Na daardie rebellie leef die mens nou buite die tuin. Ons kan sê, na Genesis 3 vers 24, waar die mens nou uit die tuin van Eden weggedryf is, en waar daardie gerubs nou die ingang van die tuin bewaak, leef die mens nou onder die oordeel van God. Die wêreldgeskiedenis is 'n geskiedenis in 'n sekere sin van 'n geskiedenis onder die oordeel van God. Alles loop uit op dood, geestelike dood, fisiese dood, ewige dood. Ons kon verlede week daarby stil staan. Eintlik 'n tragiese geskiedenis. En tog, hierdie geskiedenis is nie sonder evangelie. God laat in hierdie krisissituasie sy koninkryk kom. En dis waarby ons verlede week afgesluit, Genesis 3 vers 15. Genesis 3 vers 15 is die moederbelofte. Hoekom noem ons dit die moederbelofte? Dan hierdie belofte is die moeder van al die ander evangelie beloftes. So, aan die een kant, God se geskiedenis is 'n geskiedenis, of die geskiedenis van die wêreld na die tuin, kom ons sê dit so, na Genesis 3 vers 24, is 'n geskiedenis onder die oordeel van God, en tegelykertyd ook 'n geskiedenis van die moederbelofte. 'n geskiedenis van die koninkryk van God wat kom. Ons verfris net 'n bietjie ons gedagtes oor die moederbelofte. En ons sommer my Bybel hier oopmaak in Genesis 3 vers 15, dis ons waar ons die moederbelofte kry. Dit is waar die Here vir Satan in die slang sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Wat beteken dit? Daardie vyandskap wat God stel, beteken, daar kom vyandskap tussen Eva en die duiwel. En daardie vyandskap tussen Eva en die duiwel beteken weer vriendskap tussen Eva en God. Die Here bring Eva uit genade alleen terug in 'n verhouding met hom. Dit is net so wonderlik. Ek bedoel, Eva verdien ewige dood in hel, en God bring haar terug in 'n verhouding met hom. Hy stel die vyandskap, en omdat hy die vyandskap stel, wil daardie vrou nie meer in verhouding met Satan wees nie. Sy wil terugbekeer na die Here toe, en dit gebeur. Volgende dingetjie wat die Here sê in die moederbelofte is, ek stel vyandskap tussen jou saad, Satan, en haar saad. Daai saad, kinders, nageslag. So, Satan, jy gaan misluk. Jy's 'n vermoorder. Jy gaan dit nie regkry en die hele nageslag van Eva agter jou aan te sleep in die hel in. Nee, ek gaan uit haar kinders ook my kinders hê. God gaan 'n geslag hê uit die geslag van Eva, wat waarlik sy kinders is, wat net soos Eva ook waarlik bekeer. God gaan daarvoor sorg. En dan, die laaste deel van die moederbelofte is, en hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom nie afskeem. En dit sê, dat daar een uit die kinders van die vrou gaan kom, 'n enkeling. Hy gaan wen. Hy gaan Satan se kop vermorsel. Maar dit gaan gebeur deur lyding heen. Deur lyding heen. Hoekom? Want Satan gaan hom nie afskeem by. So, daar kom oorwinning deur lyding in. En dit is die pad van die koninkryk van God wat kom. Oorwinning deur lyding heen. Wie is daai oorwinnaar eintlik? Uiteindelik, wie is daardie hy wat Satan se kop vermorsel? Wel, dit is Jesus. En hy doen dit aan die kruis op Golgotha. En hy doen dit verder deur op te staan uit die dood.
En hy doen dit verder deur op te vaar in die hemel en te gaan sit aan die regterhand van God en sy Heilige Gees uit te stort en nou deur sy Gees en woord in ons harte werk om sy mense uit die wêreld na hom toe te versamel en uiteindelik die nuwe hemel en aarde te laat kom. Nou dit is in die lig van hierdie moederbelofte evangelie dat ons ook na Genesis 4 en 5 moet kyk. Kom ons deel 'n bietjie Genesis 4 en 5 net op in dele. En ek dink dit is dan dele wat ons ook met ons kinders sou kon behandel. Ek dink ons kan 'n eerste deel van Genesis 4 vers 1 tot 16 die moord op Abel. Dan Genesis 4 vers 17 tot 26 die geslagslyn van die slang en die kind van die vrou. En dan Genesis 5 vers 1 tot 32 Adam, Set, Henog, Noag, Jesus. So in die toerusting video's wat nou van volg, gaan ons stilstaan by hierdie Bybelgedeeltes. Dit moet baie goed gaan.